Hallo daar almal en baie welkom by ons geografie vasvra. Is jy reg om jou brein so 'n bietjie te toets? Kom ons spring dadelik weg en kyk wat jy alles weet. Vandag gaan ons so 'n vinnige reis om die wêreld neem met 'n paar lekker vrae. So maak seker jy is gefokus en reg vir die uitdaging. Die reëls is super maklik. Ek gaan 'n vraag vra, jou oomblik gee om te dink en dan wys ek die antwoord. Is jy reg? OK, kom ons begin. Goed, ons skop af met die basiese beginsels, die planeet waarop ons almal bly. Denk 'n bietjie aan 'n wêreldkaart of dalk 'n aardbol. Hier kom jou eerste vraag. Reg, 'n lekker maklike een om mee te begin. Watter vorm het die aarde? Dink gou, is dit plat? Miskien vierkantig? As jy sfeer gesê het, is jy 100% korrek. Die aarde is rond en 'n model wat ons gebruik om dit vir mekaar te wys, word 'n aardbol genoem. Tyd begin. OK, volgende vraag. Jy het seker al van hierdie spesifieke lyn op 'n kaart gehoor. Maar wat presies is die ewenaar? Dis daardie baie belangrike denkbeeldige lyn wat reg om die middel van die aarde loop. Dink daaraan soos die aarde se belt. Dit verdeel die wêreld presies in die helfte, die noordelike halfrond bo en die suidelike halfrond onder. Nou dat jy weet wat die ewenaar is, kan jy hierdie een dalk raai. Waar op ons planeet kry ons gewoonlik die heel warmste weer? Jy het dit. Presies. Die lande wat die naaste aan die ewenaar lê, is oor die algemeen die warmste. Dis omdat hulle die meeste direkte sonlig deur die jaar kry. Goed gedoen as jy daardie verband raak gesien het. En nou van die warmste plekke na die teenoorgestelde. Wat noem ons die twee absoluut koudste punte op die hele planeet? Die pole natuurlik. Ons het die Noordpool heel bo en die Suidpool heel onder. Prr, ek kry sommer koud as ek net daaraan dink. En onthou, daardie denkbeeldige lyne op die kaart het name. Die wat plat lê van wes na oos is breedlyne en die wat van bo na onder loop, van noord na suid, is lengtelyne. Dis nogal 'n belangrike een om te onthou. Fantasties. Julle doen uitstekend. Kom ons beweeg aan na die volgende afdeling en kyk 'n bietjie hoe ons rigting bepaal. Maak gereed vir 'n paar kompasvrae. Goed, verbeel jou jy's verlore in die bos en jy moet jou pad huis toe vind. Watter instrument gaan jy uithaal om jou te help? 'n Kompas, natuurlik. Die belangrikste ding om van 'n kompas te onthou is dat sy naald altyd, maar altyd in een spesifieke rigting wys. En daardie rigting is noord. OK, so die kompas wys vir ons noord, maar wat is die ander 3 hoofpunte? Noem gou al 4 hoofkompasrigtings. En daar's hulle: noord, suid, oos en wes. Dit is die 4 groot rigtings wat die basis van alle navigasie vorm. Wel gedaan as jy al 4 gekry het. 'n Vinnige een. As jy na 'n gewone kaart kyk en noord is bo, watter kant toe is oos? Links of regs? Regs, absoluut korrek. 'n Baie maklike manier om dit te onthou. As noord bo is suid onder, wes is links en oos is altyd regs. So eenvoudig soos dit. Reg, laaste vraag. En hierdie een is 'n klein bietjie moeiliker. Ons weet nou wat suid is en ons weet wat wes is. So, wat presies is suidwes? En daar het jy dit. Suidwes is daardie rigting wat presies halfpad tussen suid en wes lê. Dit word 'n intermediêre rigting genoem. Baie mooi. En dit is die einde van ons vasvra. Baie geluk. Ons het vandag so vinnig gekyk na die vorm van die aarde, die belangrike lyne soos die ewenaar en natuurlik hoe 'n kompas werk om vir ons rigting te wys. Julle het fantasties gedoen. Jy kan jouself nou amptelik 'n geografiekenner noem. Baie dankie dat jy saamgespeel het en ek hoop regtig jy het iets nuuts geleer vandag. En ek los julle met hierdie laaste gedagte. Nou dat jy soveel meer van die wêreld weet, as jy enige plek op die kaart kon kies om te besoek, waarheen sou jy eers wou gaan? Dink 'n bietjie daaroor. Totsiens vir nou.